Ek lees vir ons die woorde van Liedboek Lied 346, se eerste vers. En daar staan, en gewoonlik sing ons dit, ek kniel ook voor u voete, Heer. U, Jesus, is my lewe. Saam met die herders kniel ek neer. God het my skuld vergewe. O, neem my denke, wil en gevoel. Laat streef my na die hoogste doel, om tot u eer te lewe. Gemeente, ek groet julle vanoggend in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, u weet seker natuurlik dat ek het bedank as leraar van Harmonie Gemeente. Wat u dalk moontlik nie weet nie, is dat ek ook bedank het as lidmaat van die NG Kerk. So vanoggend is my laaste eer en voorreg om saam met julle te mag nadink oor die diep en ryk woord van ons lewende God. Dit is vir my 'n voorreg gewees om saam met julle te kon bedien hier in die gemeente, en dit was my 'n groot eer en voorreg gewees om ook binne in die groter NG Kerk te kon bedien het. Nou baie van u wonder, is daar iets anderste? Nee, op huidige oomblik is daar regtig waar niks anderste nie. Ons is nog werklik waar in 'n groot saak van gebed en 'n afwagting van wat die Here ook vir ons gaan doen. Maar vanoggend gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor die NG Kerkie, dit gaan oor God, soos wat die lewe veronderstel is om oor te gaan, en dit gaan oor sy woord. So, kom ons vra ook vir die Heilige Gees om op hierdie oomblik net ons harte stil te maak, ons gedagtes stil te maak en onsself net oop te maak, ook vir hom en sy woord. Kom ons gee 'n oomblik van stil gebed, en dan sal ek vir ons ook voortgaan daarna in gebed. Here, u is 'n getroue God. En ons weet ook, Here, dat u ook vanoggend wie ook opnuut met ons gaan kom praat en ons harte vir ons gaan kom oopmaak, Here. Op die oomblik wil ons dit wat nie nodig is in ons lewe nie, Here, net alles kom afgooi en net voor u kom buig en kniel. Op hierdie oomblik, Here, wil ons net u naam kom loof en prys. En ons wil in afwagting sit om te hoor wat u vanoggend vir ons ook wil sê, Here. Dankie vir die wonderlike voorreg om as gemeente weer by mekaar vanoggend te kan wees. Amen. Gemeente, kom ons staan en dan sing ons 2 liedere, Liedboek 528, verse 1, 2 en 3, en daarna Liedboek 334, al 4 die verse van dit ook. Ons gaan vanoggend saam lees uit verskeie teksgedeeltes, dit gaan nie op die bord verskyn nie, so as u dit later sommer net by u huis wil lees, is u meer as welkom, maar ek gaan ook tyd gee in die diens vanoggend, wanneer ons beweeg na dit toe, dat u, as u Bybel het, of u foon het, of wat ook al u gebruik om die woord te lees, laat u ook daarby kan oopmaak. Ons gaan eerstens begin, julle kan vir my oopmaak, by Titus, in die Nuwe Testament. Ons gaan vanoggend net in die Nuwe Testament stil staan, by Titus 1, en ek is hierdie week is ek besig om my eie stilte tyd in Titus rond te lees. En in die week het ek bietjie geluister na 'n erediens van 'n prediker, MacArthur, en hy het iets gelees in Titus wat ek nog nooit raak gelees het nie. Dit gebeur mos, jy lees 'n ding en dan 'n week daarna lees jy hom weer, dan klink dit anders en jy lees net 'n woord wat iets anders vir jou beteken, of net 'n nuwe betekenis jy oopsluit, of net ewe skielik soveel diepte tot in jou eie gees bring. Nou, in Titus 1
lees ons vanaf vers 1, ek gaan net die eerste 3 verse lees. Paulus, 'n diensknegt van God en apostel van Jesus Christus, ter bevordering van die geloof van die uitverkorenes van God en hulle kennis van die waarheid, wat ooreenstem met Godvreesendheid, in die hoop op die ewige lewe God, wat nie kan lieg nie, en hier is die gedeelte wat vir my uitstaan, reeds voor alle tye beloof het, en wat sy woord op sy tyd bekend gemaak het, deur die verkondiging wat in opdrag van God, ons verlosser, aan my toevertrou is. Iets wat vir my hierso uitgestaan het is, reeds lank voor die tyd begin het, voordat tyd begin het, voordat daar enigiets was daar God. En God het 'n belofte gemaak. Aan wie het hy 'n belofte gemaak? Die mense het nog nie bestaan nie, die skepping het nog nie ontstaan nie. Aan wie het hy 'n belofte gemaak? Aan homself. Hy het 'n belofte aan homself gemaak, dat hy die mensdom gaan lief hê. En dan beweeg ons oor na Hebreërs 13 toe, en in Hebreërs 13 vers 20 staan daar, en mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, ons Here Jesus Christus, uit die dood uitgelei deur die bloed van die ewige verbond. God het 'n ewigheidsverbond gesluit. En dit is vanuit hierdie staanspoor uit van God wat in ewigheid regeer, wat ons hierdie erediens nader. In die begin het God die mens geskape. Hy het vir my geskape en hy het vir jou geskape. Ons lees in Genesis dat God het vir Adam en Eva gemaak. En ons ken nie verhaal wat daar gebeur het. Van Eva was verlei gewees. En so het sy ook vir Adam verlei. En so het die mensdom in sonde beland. En die mensdom, dit wat na die beeld van God geskape is, het sy rug op God gedraai. God het die geleentheid gehad om die hele mensdom te verwoes. Om alles wat hy geskape het tot 'n einde te bring. Maar ons weet reeds daar lees ons van 'n genadige en 'n barmhartige God. Ons lees daar dat God 'n man geroep het met naam van Noag. En deur Noag het God besluit, gaan hy nie die wêreld tot 'n einde bring nie. Hier's 'n groepie regverdig is. Hier's 'n man en sy gesin wat die Vader liefhet en wat hom met oorvloed dien. So het God gekom en hy het weer geskep. Daarna lees ons in Exodus dat God het 'n man geroep van die naam van Moses. Nadat die mensdom weer gevestig is, nadat die mensdom weer sy rug op God gedraai het, kom God deur Moses en God verlos die volk. God beloof die volk, julle gaan die beloofde land ingaan. Toe hulle die beloofde land uit Egipte uitgetrek het, weer eens het die volk hulle rug op God gedraai in die woestyn. Telke male draai ons maar ook ons eie rug op die Here, né? Maar die volk het hulle rug op die Here gedraai. En God het vir hulle in 'n seisoen geplaas waar hulle in die woestyn was. In 'n seisoen waar hulle opnuut hom moes leer ken. En so is hulle die beloofde land binne. Ons lees hoe God geregeer het deur wonderlike konings. Ons lees hoe God geregeer het deur Godvreesende profete. Ons lees in die Ou Testament waar God telke male die volk geroep het tot 'n plek van bekering.
En dan het hulle bekeer en dan was daar genade gewees. Ons lees telke male in die profete dat God 'n voorspelling gemaak het, gesê, maar ek gaan my seun stuur. Ek gaan 'n verlosser stuur vir hierdie aarde. En ons ken die verlosser. Ons ken hom persoonlik. Jesus Christus. Jesus Christus was nooit God se plan B nie. Ons dink dat as gevolg van die sondeval moes God ewe skielik iets uitgedink het om te sê, o jete, wat gaan ek nou maak, net om hierdie arme ou salige mense te kan red. Jesus was nooit plan B nie. Jesus was nog altyd plan A. Daar is nie 'n plan B nie. Want God is nie buite beheer nie. Op die regte tyd, soos wat die Vader dit bestem het, is Jesus aarde toe gekom. Jesus het aarde toe gekom en hy het vir die wêreld gewys hoe lyk verlossing. Ons lees in Handelinge 4 en u kan u Bybels daarso oopmaak. In Handelinge 4 lees ons dat vanaf vers 12 staan daar is ook deur niemand anders verlossing nie. En daar is ook geen ander naam onder die hemel aan die mense gegee waardeur ons verlos kan word nie, behalwe deur Jesus Christus. En dan lees ons as ons in Hebreërs 4 lees vanaf vers 15 lees ons dat Jesus Christus was vlekkeloos. Hy was op aarde gewees en hy was sonder sonde gewees. En omdat hy sonder sonde was, kon hy vir my en vir jou in die kruis gesterf het. Kon hy die pyn en die lyding wat ek en jy elke dag verdra, die sondes wat ons doen, kon hy op homself neem. En hy kon in ons plek gestraf word. Jesus het die duurste prys betaal, sodat ons verhouding met die Vader herstel kan word. Wat maak ek en jy met hierdie genade wat aan ons gegee is? Wat gee ons in ruil vir hierdie duur prys wat betaal is? Ons kan niks gee vir dit nie. Daar's nie iets wat ek en jy kan doen om meer genade te kan ontvang nie, want dit is net die genade van die Here Jesus Christus en sy sterf aan die kruis en sy opstanding uit die dood uit wat maak dat ons in 'n gesonde, lewende verhouding met die Vader kan leef. Maar omdat ons in die wêreld is, het die wêreld ook 'n invloed op ons. En staan ek seker vanoggend hierso as die grootste sondaar voor julle en weet dat ek kan nie leef sonder die genade van God nie. Ek is nie in staat om sy woord oop te maak as dit nie vir die genade van God is nie. Ek kan nie in ewigheid saam met hom spandeer as dit nie as gevolg is van die genade van God nie. En hierdie God wat so vol van genade en liefde is, het elkeen van ons oneindig lief. Dis die God wat jou gemaak het. Jy sien, daar staan vermaning om getrou te bly. Partykeer moet jy maar seker maar 'n tema koppel aan 'n erediens, nê? Nee? En dis presies vir oggend. Dis 'n laaste uitroep
vir jou wat vanoggend hier sit, vir jou wat dalk oor WhatsApp hierdie erediens lees, en jy wat dalk later die erediens op YouTube gaan kyk. Die Here het jou lief. En hy roep jou. Hy roep vir jou. En hy vra vir jou, my kind, gooi af dit wat jy nie nodig het nie. Draai weg. Ek lees vir ons Romeine 6 vers 12 tot en met vers 16 waar daar staan: laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggame heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julleself tot beskikking van God, om julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. En dan vers 16. Julle is of slawe van die sonde, wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid, wat tot geregtigheid lei. Vanoggend roep God elkeen van ons om nie onder die slawe juk van die sonde te staan nie. Nie onder die slawe juk van die wêreld te staan of van ons eie begeertes te staan nie, maar onder God te staan. Want God is die een wat ons verlos het. Soos wat hy die mensdom verlos het toe hulle uitgeroep het na hom in die Ou Testament keer op keer op keer. So kom God en hy hoor ons harte. Hy hoor ons uitroep na hom toe. En hy wil vir my en vir jou verlos. Tessalonisense 4 vers 3 sê dat ek en jy moet heilig lewe, want God is heilig. Dis 'n opdrag wat God vir ons gee. Ek sluit af met 'n laaste gedeelte wat ek sommer net vanoggend vir ons gaan lees. Dit kom uit 1 Tessalonisense 5 uit. Vanaf vers 1. Oor die tye en geleenthede, broers, is dit nie nodig dat ons aan julle skryf nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here soos 'n dief in die nag kom. Wanneer hulle sê daar is vrede en veiligheid, kom daar skielik vernietiging oor hulle, soos geboortepyne 'n swanger vrou oorval, en hulle sal beslis nie ontkom nie. Maar julle broers is nie in die duisternis nie, sodat die dag julle nie soos 'n dief sal oorval nie. Hoor vers 5. Julle is immers almal kinders van die lig, of kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Vers 11. Daarom bemoedig mekaar en laat die een die ander in die geloof opbou, soos julle inderdaad doen. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here,
Dankie dat ons u Gees en u woord het. Dankie dat ons u kerk het. Dankie dat ons u sakramente het. Vader, vanoggend wil ek eerstens begin deur vir die personeel van Kimberley Harmonie te bid. Here, ek bid vir elkeen van hulle wat u werk hier voort moet sit. Van die wat in die week gras moet sny, tot die wat orgel moet speel en die kerk moet skoonmaak en admin moet doen. En Here, ek bid vir elkeen van hulle. Mag hulle bly om hulle werk met oorgawe en vertroue te doen. Here, ek bid vanoggend vir Dominee Estian en ek bid Vader dat u deur u Gees net verder in hom sal werk, Here, en dat die werk wat u deur hom doen, Here, laat dit vrug mag dra in hierdie gemeente. Here, ek bid vir die kerkraad. Here, ek bid dat die kerkraad, Here, verder net in u woord sal leef. En dat hulle ook, wanneer hulle bymekaar is, Here, dat hulle sensitief sal bly wees vir u Gees. Here, ek bid vir Harmonie Gemeente. Here, ek bid dat Harmonie Gemeente haarself as 'n skoon en heilige bruid sal gee vir u. Here, ek bid dat u altyd sentraal sal bly wees in die gemeente. Dat u die gemeente sal beskerm, Here. En Here, laastens bid ek vir die NG Kerk. Here, ek bid dat u, soos wat u vir jare lank getrou deur haar gewerk het, dat u dit sal bly voortsit. Here, ek vra dat u Heilige Gees en u woord die lig sal wees vir haar voete, soos wat ons lees in Psalm 119. Dat sy getrou sal bly aan die woord. Dat sy getrou sal bly en sensitief sal wees vir u Gees. Laastens, Here, wil ek vir u prys dat u die hoof is van u groot kerk. En dankie dat ons deel kan wees van u liggaam. Amen.